U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. My pa. My kind, as jy iets nie oordentlik kan doen nie, los dit liewer. Moenie vir jou ma sê nie. 'n Mens gaan nie huis toe voor die werk klaar is nie. Seun, onthou, daar is beter dinge om met 'n vrou te doen as om jou hande vir haar te lig. Stefanus Andreas Johannes Kaywood was 'n man van min woorde. Hy was 'n seun, hy was 'n broer, hy was 'n man, hy was 'n pa, hy was 'n skoonpa, hy was 'n oom, hy was 'n oupa. Hy het min woorde verkies. Hy was eerder 'n voorbeeld. Om my pa te verloor was een van die moeilikste gebeure in my lewe. Ek besef hoe groot die voorreg was om hom pa te noem. Hardwerkend, sterk, liefdevol, sag, vriendelik. Daar's nie genoeg woorde in die wêreld om sy invloed in my lewe te beskryf nie. Hy was lief vir ons en was toegewyd aan ons. Hy was lief vir baby en hy het altyd uitgesien om by Eddie te gaan kuier. Hy het met heimwee vertel van sy visvang ekspedisies, settlers toe, saam Frikkie, al het hy nie van visvang gehou nie. Oom Benny was vir hom 'n rolmodel in die lewe, en al was my pa soos al sy boeties 'n bietjie skrikkerig vir haar, het hy geglo sy sussie Ellen loop op water. Ek weet hy was nie altyd 'n engel nie, maar ek kan eerlik getuig dat my pa nooit geskel, nooit geskreeu het nie, nooit beklei, nooit gedrink was nie, nooit geskinder of sleg gepraat het nie, altyd almal gehelp en altyd hard gewerk het. Ek onthou 'n keer wat ek vir my ma gevra het, hoekom werk pa so hard, en my ma vir my gesê het, my kind, alle paas werk so hard. Ou Kersaand 1982 het ek dit nie besef nie, maar daardie aand het ek by my pa een van my grootste lewenslesse ooit geleer. 'n Pa maak groot opofferings vir sy kinders om te verseker hulle het alles. My pa het elke oggend opgestaan en gaan werk. Hy was nooit af siek nie. Hy het gaan werk selfs wanneer hy siek was. My pa het geglo, as jy hard genoeg werk, is jy te moeg om kwaad te doen. Hy het dit dalk nie baie gesê of dalk nie altyd hardop uitgespreek nie, maar ek weet, hy was onvoorwaardelik lief vir ons en hy was trots op elkeen van sy kinders. Ek weet ook dat dit altyd vir my pa lekker was om saam met Flip aan karre te werk, engines aan mekaar te sit of reg te maak. Alles dinge wat ek van 'n afstand af dopgehou het. Dit was vir hom lekker om saam Dani stoom engines en gadgets te kyk en te speel. My pa se grootste treat was egter om te gaan boeke uitneem by die biblioteek saam met Melinda en dan stilletjies te sit en lees. Ek weet, pa het nie van Tab, Coke Zero of Coke Light gehou nie, maar pa het dit gedrink omdat ma so gesê het. Pa se favourite was Pine Nut en myne van da Grape. Maar pa moenie worry nie, ek sal nie vir ma sê nie. Danksy my pa kan ek stene lê, vloerteels pak, mure pleister, dakkappe slaan, plafonne insit, glas sny en natuurlik my groot gunsteling, gate grou. My pa het my geleer om te werk en hard te werk. Pa, ek doen niks as ek dit nie oordentlik kan doen nie. Ek gaan nie huis toe as my werk nie klaar is nie. En pa, ek het en sal nooit my hande vir 'n vrou oplig nie.
My pa was sterk, tot op die einde. Ek hoop dat eendag as ek doodgaan, iemand sal opstaan en kan sê, hy was so sy pa. Dan sal ek weet, ek het 'n mooi lewe en 'n vol lewe gehad, en sal ek, soos my pa, rustig slaap, met die wete, my lewe was die moeite werd. Pa, al was jy nie altyd 'n engel nie, weet ek dat jy nou een is. Ek mis jou pa. Stefanus Andreas Johannes Keiwood, gebore Julie 1941 en huis toe, Augustus 2017.